Wil jy glo, in 2025 het julle die 'n oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, so vinnig uitverkoop, dat ons nou amptelik klaar is met die eerste druk. Maar hier is die goeie nuus. Ons is besig om nuwe Bybels te druk en hulle sal omstreeks middel tot einde Januarie weer beskikbaar wees. Maar ons begin saam lees op 1 Januarie 2026 met of sonder die 1 jaar Bybel in jou hand. As jy nog nie 'n kopie het nie, moenie wag nie. Gaan na raymondlombard.com en laai jou gratis leesprogram af. Gebruik dit saam met jou eie Bybel en lees elke dag saam met ons deur die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring. En hier is die bonus vir 2026. Elke maand gaan ons 'n regstreekse Wat sê die Bybel uitsending hê op YouTube, saam met my, Dr. Raymond Lombard. Jy kan inskakel, jou vrae vra oor die maand se leesgedeeltes en saam met ander gelowiges gooi. Lekker interaktief. So merk dit, 1 Januarie 2026, ons begin saam lees. Dan, jy kan gaan na raymondlombard.com vir jou gratis leesprogram. En natuurlik op YouTube, Wat sê die Bybel, elke maand regstreeks, kom vra jou vraag. Kom ons maak 2026 'n jaar van God se woord, elke dag saam. Amen. Wat kom by jou op as jy dink oor die afgelope jaar? Wanneer jy reflekteer hoe die Here jou gelei het, bewaar het, geseën het op alle gebiede, dat jy vandag nog hier is en dat jy die mate van gesondheid het wat jy het, dat die Here jou deur 'n jaar gebring het wat vir jou onbekend was. Toe hierdie jaar begin het, het jy werklik nie geweet wat lê vir jou voor nie. Ons is letterlik 3 weke voor die einde van die jaar. Wat lê nog vir ons voor en wat lê voor in die nuwe jaar? Nou wil ek vir jou lees, ek gaan wegbeweeg van ons reeks oor die evangelie van Lukas, wat ons elke oggend het, vir hierdie spesiale diens vandag. So jy kan nie nou in Lukas lees, jy lees saam met my in 2 Korintiërs hoofstuk 9. As jy jou Bybel hier het, sal jy saam met my daarin blaai. 2 Korintiërs hoofstuk 9, en ek lees vers 5, 6 en 7. Luister aandagtig, wat skryf Paulus vir die gemeente? Dis die gemeente van Korinte. So hier is die brief vir die gemeente. Ek het dit noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe. Dis nou 2 Korintiërs 9 vers 5. Ander woorde, ek het mense vooruitgestuur om vir julle te vertel wat gaan gebeur. En wat is dit? Julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd aan alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Vader, ek buig voor U vanmôre in diepe dankbaarheid vir 'n jaar van God se seën oor hierdie kudde. Ek dank U uit my hart uit vir elke man en elke vrou wat kan getuig dat God met my was hierdie jaar. Ek dank U vir elke mens wat vanmôre tot stilstand kom om te besin en dankbaarheid teenoor die Here te openbaar. Soos wat ons vanmôre gesing het, geloof het en U naam geprys het. Wil ek bid, o Here, dat hierdie kosbare woord wat U bestem het vir hierdie dag, dat dit tot groot seën van elkeen hier teenwoordig sal wees, so ook elkeen wat na U dienaar sal luister. Vader, ek bid dat Jesus Christus, die onuitspreeklike gawe, God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe, Jesus Christus, elkeen vir ons vandag grootliks tot seën sal wees.
en dat hierdie woord ons harte vanmôre versterk. Ons bid dit, Vader, in Jesus naam. Amen. So vriende, ons almal getuig altyd oor God se goedheid. En ons vertel altyd vir mekaar hoe goed was die Here vir ons. Maar wanneer dit kom by 'n dankoffer aan die Here, gaan die Bybel baie verder as net woorde. Jy mag dalk nou wonder waarom 'n dankofferfees hier in die Bybel in 2 Korintiërs 9 wat hy sê die vooraf aangekondigde dankoffer in 2 Korintiërs 9 vers 5. En miskien behoort ons as gelowiges omrede 'n dankoffer 'n gegewe in die Bybel is, eerder die vraag te vra, wat is 'n dankoffer? As dit by die Bybel kom en ons praat uit God se woord uit, wat is 'n dankoffer? Kom ek vir jou sê, onder andere, 'n dankoffer het in dit, dat dit is om vir die Here op 'n tasbare manier dankie te sê. Maar hoe doen ek dit? Is dit vir my as 'n mens moontlik om op 'n tasbare manier vir God dankie te sê? Want ons is gewoond daaraan, ons bid en ons sê dankie, dankie Here. Is dit die enigste manier om my dank aan God te betuig, of kan ek dit ook op 'n ander manier doen? Wel, die Bybel is baie duidelik. Want die Bybel praat van wanneer jy aan die Here 'n dankoffer, 'n vrywillige offer bring. So wanneer ons praat van 'n dankoffer of 'n vrywillige offer, is dit 'n feestelike byeenkoms van gelowiges waar tydens dankseggings gedoen word, waar ons die Here loof en prys en sy naam besing, maar ook wanneer ons aan die Here 'n offer gee. En die feit is, dikwels raak ons so diep onder die indruk van die Almagtige se seëninge in ons lewe, en terselfdertyd voel mense in jou hart, my woorde is nie genoeg om vir God dankie te sê vir wat hy in my lewe vir my gedoen het. Hoe kan ek net in woorde dankie sê? Is daar nie 'n tasbare manier om dit te doen? Hoe kan ek God ooit genoeg dank in die eerste plek vir die seën van Jesus Christus, God se en so staan hier in vers 15, onuitspreeklike gawe, waar God vir ons sy seën gegee het. As ek dink aan die tydelike en nie aan die ewige seëninge, want as ek aan die ewige dink, dan dink ek aan Jesus, die ewige lewe, die hemel, die paradys, alles wat die Here vir ons voorberei. Maar wanneer ek praat van tydelike seëninge, die eerste ding wat gewoonlik by 'n kind van die Here opkom is my gesondheid, voedsel en klere, my daaglikse sorg, waar die Here elke dag vir my voorsien. So hoe kan ek God ooit genoeg dank vir die seëninge wat hy vir my gee? Ek bedoel, hy gee my gesondheid, hy versorg my. Wat verwag die Here van my en jou? Verwag hy, soos wat ons vanmôre gedoen het, ons kom almal bymekaar, ons steek ons hande op, ons loof hom, ons prys hom, ons besing sy naam. En baie mense aanvaar as vanselfsprekend hulle gesondheid. Dis 'n gegewe. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, dankie vir my gesondheid, Here? Ons leef baie keer net, dis 'n gegewe. Wanneer laas het ons vir die Here dankie gesê vir ons besittings, vir wat ek het, dat ek kan eet en drink en aantrek? Ek bedoel, ek vra dit maar net, wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir jou salaris die einde van die maand? Ons sien dit as 'n gegewe. Daar is mense wat nie salarisse kry nie. En dan, as ek 'n oes op my land het ek die Here gaan dank vir die oes wat die Here vir my gegee het. Dis meer as dit. Ek dink ook aan hoeveel probleme het ek en jy hierdie jaar in die oë gestaar en sê, Here, as U my nie help nie. En die Here het. Hoeveel keer was jy in 'n situasie wat jy gedink het, as die Here nie nou vir my hierdie deur oopmaak nie, het ek 'n groot probleem. Ek weet nie om verder te gaan nie. Nou wil ek sê, in die lig hiervan, vriende, bestaan daar by gelowiges in hulle binneste 'n behoefte om werklik sinvol dankie te sê vir God
se goedheid. En hoe doen ek dit? Doen ek dit net met woorde? Is lof en danksegging genoeg? Of is dit iets meer? Wel vriende, ek sien in my Bybel in die Ou Testament en Nuwe Testament, daar is toe iets meer. Maar baie kinders van die Here verstaan dit nie. En hulle mis dit. Want jy sien, 'n dankoffer is wanneer ek kom op 'n baie spesifieke dag. Hierdie is ons dag van dankoffer. Waar ek kom met die ingesteldheid, ek kom dankie sê vir die Here. En wanneer ek kom om dankie te sê, wil ek dit met woorde doen, maar ek wil dit ook tasbaar doen. Want jy sien, 'n offer is toe al die tyd 'n offer. It's a sacrifice. As die Bybel sê, hy sê hier, julle dank vooraf aangekondigde dankoffer. Kan jy die woordjie hoor? Offer. Sacrifice. Dit kos my iets. Om 'n offer aan die Here te bring, moet jou iets kos. Julle sal onthou, toe Dawid by Arnoan was, by die dorsvloer van Aroan, en hy sê, nee my koning, u kan hierdie grondgebied kry, daar by die tempelgebergte vandag, né? Hy sê vir Dawid, ek skenk dit vir die Here. Hy sê, ek gee dit vir u kan dit verniet kry. Doen wat die Here vir u gesê het. En Dawid sê, nee, ek wil dit vir jou koop vir die prys. Ek wil nie aan my God iets verniet gee nie. Dit moet my iets kos. Dis 'n dankoffer. So eenmal 'n jaar, wanneer ons onder die indrukke kom van God Almagtig, wie die Here in die hemel is, en ek en jy kom tot stilstand, eenmal in 'n jaar, en dit doen ons elke jaar, soos wat Israel hulle jaarlikse offers gehad het, kom ons as gemeente, en ons sê, Here, vandag wil ons aan u 'n offer bring. Nou natuurlik, in die geval van Israel, as ons gaan kyk hier in Deuteronomium, en ook in die boek Levitikus, sal jy sien, toe hulle gekom het, in Deuteronomium 16 vers 10, hoor, jy moet by die fees van die weke vir die Here 'n vrywillige offer van jou hand bring. Die Here seën na mate die Here God jou geseën het. So dit gaan hier, ek gaan die Here seën na mate hy my geseën het. En hier in Deuteronomium hoofstuk 23 vers 23 sê hy, oor wat jou lippe gaan moet jy hou en doen soos jy aan die Here vrywillig beloof het, die woord, die mond wat jy gespreek het. In ander woorde, wat se vrywillige offer het jy vir die Here? Want die Here kyk na ons hart. Hy het ons geseën met die goeie. En nou is dit my geleentheid om vir die Here iets te bring. En in Israel lees ons in Levitikus hoofstuk 7 vers 11. En dis die wet van die dankoffer. So in Israel was daar so wet. So Ou Testamenties was dit 'n dankoffer, 'n vrywillige offer, vrywilliglik. Ek kom en ek erken die Here en ek sê Here, nou ek het 'n boer gehad in die Vrystaat. Sy dankoffer aan die Here was die volgende. Elke jaar in my gemeente, al die jare wat ek daar was, hy sê vir my, pastoor, jy moet bid, want daai wenakker, dit behoort aan die Here. Alles wat van daai wenakker afkom, dis die Here se. Dis my dankoffer die einde van die jaar. Want hy kry gewoonlik so November maand, dan kry hy sy cheque van die koöperasie vir die koring en die milies en die trokke wat so in hardloop. As ek altyd vir hom op die plaas gaan kyk dit, dan bid ek, Here, seën daai wenakker. Seën daai wenakker, Here, want ek weet wat vir die Here gewen word. In 1 jaar, ou Nico, hy's nou in Australië. Hy het nou alles verkoop in Australië toe getrek agter die kind aan. En 1 jaar toe het hy 'n misoes. En hy's like, pastoor, ek weet nie hoe jy gebid nie, maar hierdie jaar was 'n misoes. En ek is like, jy beter my kom sien. Nou sit ek en Nico daar, en hy's like, pastoor, nou, wat moet ek vir die Here gee, as ek 'n misoes gekry het, en ek het nie 'n oes van die land af ingebring nie. Hoe sal ek nou maak? Ek sê vir hom, Nico, in daai geval, is die Bybel baie duidelik. En ek lees vir hom hier, 2 Korintiërs, hoofstuk 9, ek sê vir hom, vers 7, laat elkeen gee, soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek sê, jy's vrygestel, gee maar net wat jou hand vind vir die Here. En hy het gegee, en die Here het hom so geseën, dat ek het nie tyd om vir jou te vertel wat die Here alles in sy lewe vir hom gedoen het nie. So hier is die saak, in die Nuwe Testament lees ek,
dat die vroeër aangekondigde dankoffer, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai, wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. So weet jy wat dit eintlik is? Dis 'n geleentheid wat ek vir myself skep, waar ek aan die einde van die jaar na die Here toe kom en sê, Here, ek wil U erken in my lewe. Ek wil erken wat U vir my gedoen het in my lewe. Ek wil vir U dankie sê vir al die seëninge wat U my mee geseën het. Here, en wat ek nou gee, is nie afgepers nie. Dis vrywilliglik, want onthou, 'n dankoffer, sê die wet, is 'n vrywillige offer in die Ou Testament. En Paulus gebruik die term dankoffer in die Nuwe Testament om te sê, in die kerk van die Here behoort ons ook so gesindheid te hê. Ons behoort ook 'n hart te hê van nie suinig te wees, don't be stingy, maar ons moet God se werk ryklik seën. So, die dankoffer was 'n baie spesiale offer, want dit het net oor een doel gegaan. Ek wil God se werk seën, God se mense seën en tot seën wees vir die Here. So wat was die doel van die dankoffer dan? Dis sekerlik om dank te betuig. Ek bedoel, of het jy vergeet wat het Dawid gedoen in die 116de Psalm, toe Dawid voor die Here ook was. Ek bedoel, ek kon baie duidelik sien dat hy sê, dat hy vir die Here 'n offer bring, maar jy moet hoor hoe spreek hy dit uit. Wanneer koning Dawid bid, dan sê hy hierdie woorde, dit is nou in 116de Psalm, vers 17 en 18, ek sal U 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. So hy sê, ek sal kom by die gelowiges en ek sal U offer met my lippe, ek sal U soen met my lippe, ek sal U seën met my lippe. Dis die ene wat ek sal doen. En dan, ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van die ganse volk. Nou sal ek bring en ek sal gee vir U koninkryk, vir U werk, vir die tempeldiens en vir alles wat daar is, wat die Here behaag. So wat ek wil sê, in sy geval was dit 'n tabernakel, later sou die tempel gekom het, wat Israel ingestel het. So die doel was, om tasbaar aan die Here iets te gee. Nie net leë woorde nie, nie net hol woorde, maar om uit my hart uit, nie net woorde te gebruik, maar te sê, Here, ek bedoel wat ek sê, ek gaan vir U iets gee. Dis wat dit beteken. En weet jy wat is die ander saak? Dit verseker die Here se seën. Want ek bedoel, die Bybel is tog duidelik in Spreuke hoofstuk 3. As jy die Here seën, dan sê hy in vers 9, vereer hom uit jou goedheid, en hy sal jou skure vol maak, en jou parskype sal oorloop. Die Bybel sê, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. Wie volop saai, gaan volop maai. So hier is die vraag eintlik, wat het jy in jou hand om die Here mee te seën? Wat is daar by jou wat gevind kan word, wat God se werk vandag kan seën? Wat het jy gebring? Jy sien, God kan nie niks seën nie. As ek hier in die woord van die Here kyk, dan sien ek die Here sê, hy soek by ons 'n dankoffer. Paulus praat van 'n dankoffer, is 'n vrywillige offer. Kom ek net vir jou sê, voor jy vergeet, dis nie jou tiendes nie. Ek praat nie met jou vandag oor tiendes nie. Dis nie die doel van die gesprek nie. Tiendes vir 'n bepaalde doel, dit is totaal iets anderste. Die dankoffer is boonbehalwe jou tiende, niks met jou tiende te doen nie. Ek praat van 'n dankoffer. Vriende, 'n dankofferfees, 'n vrywillige offer. Dit is 'n hart wat dankbaar is vir die Here se seëninge en vrylik word nou vir die Here gegee met 'n diep dankbare intensheid in die hart. En jy kan nie na die Here toe kom en 'n dankoffer vanmôre gee, soos wanneer jy tandarts toe gaan. Het jy al gesien hoe lyk dit wanneer die tandarts jou tand moet trek? Die oe en die a en die gekreun wanneer daai tande moet waai. Die Here wil nie jy moet so vir hom 'n dankoffer bring nie. Jy moenie vanmôre die oe en a as jy vir die Here 'n dankoffer wil gee nie. Dit laat my dink aan die Amerikaanse gemeente, een van ons predikers. Hy het eendag gepreek in Amerika. En hy sê, want hulle wil 'n sendeling in Afrika stuur. Nou vir Amerika, om 'n sendeling van Amerika Afrika toe te stuur, vir hulle is dit altyd 'n groot saak. So, en wat toe die dag gebeur is, ek weet nie of jy ook weet nie, in baie gemeentes, veral in Louisiana en in die suide van Amerika, is die kerke baie lief om agter die preacher aan te praat. So as ek iets sê, dan gooi die skare woorde agterna.
Soos byvoorbeeld in hierdie spesifieke gemeente, nie te ver van Louisiana af nie, was die prediker besig om te preek, en nou wil hulle hierdie man, wat 'n sendeling is in hulle gemeente nou stuur, hy's nou voorberei, hy gaan nou in Afrika kom sendingwerk doen, maar nou moet hulle hom stuur, nou staan hy voor by die pastoor, en hy wys so na hierdie sendeling wat hier langs hom staan, en hy sê, this man needs to go, en die gemeente roep uit, let him go, preacher. Hy sê, well, this man needs to preach. Hulle roep agter hom aan, let him preach, preacher. Hy sê, well, to go and preach, this man needs to fly. Hulle sê, let him fly, preacher. And hy sê, well, this man needs money to fly. Hulle sê, well, let him walk, preacher. Vriende, dit sê alles. You get my drift, right? Dit is presies wat dit is. Waar is die hart? Let him walk. No. He needs to go. He needs to fly. Is jy gewillig om aan die einde van die jaar vir die Here dankoffer te bring? Nou jy weet, vriende, deur die jare by ons, daar's mense wat by dankoffer meer as 100,000 gee, né? Hulle het besig, hulle is geseën. Daar's ander wat 50,000 gee, 30,000, 20, 10, 5,000, 500 rand, 50 rand. Mense gee wat hulle vrywilliglik aan die Here wil gee. My vraag net aan jou is, ons is by ons jaarlikse dankoffer. Dit gebeur eenmal 'n jaar en net een keer 'n jaar doen ons 'n beroep op die gemeente om te sê, bring vrywilliglik jou dankoffer vir die Here. Maar ek wil hê dat wanneer jy dit gee, moet dit wees nie uitgepers uit jou uit nie, nie uit dwang nie, maar werklik om opreg diep dankbaar te wees en sê, Here, dit wat ek gee ek met 'n dankbare hart. Nou ek weet, en ons het oproepe van mense gehad die afgelope week, wat weer is dankoffer. Hulle het gevra, kan hulle artikel 18a kry? Ons sê natuurlik. Ek bedoel, as jy 'n besigheid het, en jy wil belasting aftrekbaar of 'n belastingvoordeel kry, by all means, jy vra net die kantoor, as jy uit jou besigheid wil gee, ons reik 'n artikel 18a uit, want die kerk gaan dan na die sending afdeling van die kerk, wat ons werk wêreldwyd doen. Maar wat ek wil sê is, as mense vir ons sê, ons wil gee, ons kan gee, maar ons wil 'n voordeel kry uit dit uit, as ons die koninkryk saai, by all means, vra ons net, dan reik ons die artikel 18a uit. Of as jy die bankrekening, jy het in die blaadjie, toe jy by die deur kom, het jy die blaadjie gekry, die kerk se rekeningnommer is daar. So, die van julle wat dit wil inbetaal, want jy wil nie met al die kontant hier kom nie, ek het reeds gister myne, het ek direk in die rekening inbetaal, want anders moet ek met al daai geld hiernatoe kom, en ek kan net dink wat sal dit gebeur, as almal al daai geld in note bring. So, maar ek bedoel, myne het ek klaar gedoen, maar wat ek wil vra is, in jou geval, jy kan dit net 'n EFT doen of 'n direkte oorbetaling doen of dan net die inbetaling doen. En as jy wil artikel 18a dan vra jy vir dit. Of dis op die kerk se webblad. Jy kan dit daar gaan sien. Dit is daar beskikbaar. Of vir die aanlyn gemeente op die skerm is dit beskikbaar en kan julle daarna kyk. Maar dit gaan hieroor. Is jy gereed om aan die einde van die jaar vir die Here dankie te sê, maar dat jy dit voel? Jy weet dit. Jy sien, dis wat dit anders maak. Want die vrywillige offer was gedryf uit 'n diepe dankbaarheid vir wat God in sy lewe vir hom gedoen het, die kind van die Here. En daai dankbaarheid, dis een ding om te sê, dankie Jesus. Dis 'n ander ding, as ek my hand diep in my sak steek en ek sê, Here, vir u werk, vir u koninkryk, vir dit wat gebeur in die koninkryk van die Here, vir die evangelie en vir die vooruitgang, hier is my dankoffer. Dit is iets radikaal anders as om net 'n offergawe te gee. Dis anders as 'n almoes. As jy by die stopstraat kom, en daar sit 'n man en hy bedel. Die Bybel sê, die armes altyd by jou. Die didache van die apostel sê, let it sweat in the palm of thine hand until thou knowest for whom thou art giving. Dis in die boek, die didache, the way of life and the way of death. Dit staan so geskrywe, ek hou verbatim aan. As jy vir die armste van 'n arme mens iets wil gee, let it sweat in the palm of thine hand until thou knowest for whom thou art giving. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons
praat nie van 'n Sondagofferhande vir die werk van die Here nie. Ons praat nie van jou tiende nie. Ek praat van jou, soos Israel ouds gedoen het in die kerk van die Nuwe Testament, die vooraf aangekondigde dankoffer. Dit wat jy spesifiek gee uit diepe dankbaarheid. Dis iets anders. Kom ons buig ons hoofde terwyl jy net so sit. Aanbid ons saam. Here, ons kan gee want U het eers gegee. Here, ons wil gee want ons is diep dankbaar. Vader, nou bid ek dat terwyl U kinders hulle gereed maak om vandag en môre en die dae wat kom hulle dankoffers vir U te bring, wil ek U, die God van die hemel, bid. Ek vra U wat in die hemel woon, dat niemand sal gee, soos wanneer iemand by 'n tandarts gaan sit nie, nersend. Maar ek bid U, dat U kinders hulle harte ruim oopmaak vir die Here. Dat hulle met liefde, met toewyding, met vrywilligheid, met dankbaarheid en met 'n heilige oortuiging sal sê, Here, Paulus skryf vir die gemeente van Korinte, ek het vir julle aangekondig, daar kom 'n dankoffer. Kry dit gereed. Gee vrywilliglik. Gee met 'n oop hart. Nie uit droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. So staan dit geskrywe, Here. U het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil hê U moet my lief hê. Here, ek wil hê dat U my ook sal lief hê. En die woord sê, God het so mens lief, sy kind, wat met 'n gewillige, toegewyde, opgewonde, dankbare, intens dankbare hart, 'n offer, 'n dankoffer vir sy Here en sy God gee. Vir daardie rede, Here, bid ek vanmôre, sien die dankoffer van U kinders. En seën dit, Here. Seën wat hulle gee. Seën hulle wat gee. Daar's selfs 'n woord in 2 Korintiërs 9 wat sê, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal volop maai. U is in staat om baie meer weer te gee, 'n volle maat ingedruk tot oorlopends in ons skoot. Here, hierdie is nie om U om te koop nie. Dit is nie om U guns te koop nie. Dit kom uit 'n hart wat net sê dankie. My woorde is te min en daarom, Here, wil ek fisies ook gee. Ek bid dat elkeen wat nou gee vandag, vir die wat sal huis toe gaan en die oorbetaling sal doen, of dit vandag of vanaand is, vir hulle wat hierdie boodskap nou ontvang op ons YouTube kanaal en sê, ons is deel van die aanlyn gemeente en ons gaan ook ons dankoffer gee. Ek bid, Here, seën dit vir die koninkryk
en vir die werk. En al die kinders van die Here sê, amen. So vriende, voordat ons dankoffer na die Here toe bring, is daar iets wat ek baie graag sal wil doen, en dit is dat ek sal die geleentheid wil gebruik, as julle my sal toelaat, om te sê, kan ons nie net eers na die tafel van die Here gaan nie. Hierdie is God se gawe, en hier is die bewys. En as jy vir my vra, hoe weet ek dat die Here my liefhet? Sê ek, hier is die bewys. Want hierdie bewys is waar ons die bloed van Jesus ter gedagtenis aan hom herdenk, wat vir ons gestort is aan die kruis, tot vergifnis van ons sondes. Hier is die brood, sy liggaam, wat aan die kruis vir ons gehang het. Dis die bewys, want daar staan, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Dis wat hy gegee het. So, hier is dit. Kom ons deel daarin. Ons deel in die vreugde en die dankbaarheid, dat God het sy seun gegee. En die lyding is verby. Natuurlik dink ons aan sy lyding, maar hy het opgestaan uit die dood uit. Dis verby. Hy leef. En hy sê, doen dit, het hy geleer vir Paulus, want hy seker het van die Here ontvang, in 1 Korintiërs 11, totdat hy weer kom. Ek en jy sal tot die wederkoms van die Here, sal hierdie gemeente nagmaal gebruik. En hy sê, daarna sal julle saam met my in my koninkryk gebruik. So vriende, as ons nou by hierdie tafel is vanmôre, dis nie die tafel van die Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord gemeente nie, dis die tafel van die Here. Dit beteken, elke kind van die Here in hierdie plek mag deel hê aan hierdie tafel. As jy jou hart vir die Here gegee het, is jy gekoop met sy bloed en hy het die prys betaal aan die kruis. Vader, dankie vir hierdie wonderlike wete dat hy dit vir my gedoen het. Hier is die bewys van sy liefde, dat hy sy eniggebore seun vir ons gegee het. En ons het hom ontvang met dankbaarheid in ons harte en die vergifnis van ons sondes. Die ewige lewe, ons name geskryf in die boek van die lewe, kinders van die lewende God, u woord sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Here, ons glo, daarom eet ons van hierdie brood, ons glo, daarom drink ons van hierdie beker, en ons identifiseer met Jesus. Vader, seën die gebruik van hierdie tafel in Jesus naam. Amen. Hierdie is 'n heilige oomblik, want dit is 'n oomblik afgesonder vir die Here God in die hemel, die skepper van hemel en aarde, die Here van die lewende en die dode, wat sy heilige seun vir ons gegee het, wie sy lewe aan die kruis prys gegee het. En hy het gesê, so dikwels as julle saamkom, ter gedagtenis aan my, moenie my vergeet nie, dink aan my, en wat ek vir julle gedoen het. Eet van hierdie brood, tot my gedagtenis. Kom ons eet dit saam. En na die ete, die beker, dit is my bloed. Die bloed van 'n Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van sondes. Die gebruik van hierdie bloed, herinner ons aan sy bloed, sy onskuldige, heilige koningsbloed, wat vir ons die prys betaal het. Kom ons drink daarvan.
Vader, ons dankie dat ons almal saam dit kon nuttig. Dat ons weer eens aan die einde van die jaar, vir die laaste keer, hierdie was die allerlaaste geleentheid, wat ons bekom het hierdie jaar, om terug te dink aan wat Jesus vir ons gedoen het. Ons dankie vir u offer, en dankie vir die ewige lewe, Vader, in Jesus Christus. Want die woord sê aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van die lewende God te word. Dankie dat u ons gemaak het, kinders van die lewende God. En al die kinders van die Here sê, Amen. Baie dankie. Dankie julle.